Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ek sê vir julle ook dankie vir die voorreg wat ek het, wat julle vir my gee om bietjie met God se woord met julle te deel op hierdie Sondagoggend en dit is maar net wonderlik om elke oggend op te staan en net te besef dat jy is 'n wonderwerk wat God geskaap het in sy beeld. Dat jy opstaan en dit besef voordat jy eers uit die bed uitklim. Dan besef jy, ek is in God, in die beeld van God geskape. Ek is 'n wonderwerk. God sê vir ons in Psalm 139, nee, julle is wonderbaar geskape. En nie net dit nie, julle is geskape met 'n doel. En soos wat ons nou in hierdie Kersfees en hierdie feestydperk ingaan, en ek hoop baie van julle begin nou afskaal by die werk maar nou forceer dit ons om meer tyd saam met mekaar te spandeer, meer tyd met mekaar te praat en gesels en ek smeek julle in hierdie feestyd dat julle daai ding wat ons gebruik vir goeie dinge soos hierdie nou, maar daai ding wat julle beroof van kwaliteit tyd saam met mekaar, dat julle dit eenkant sal sit en dat julle tyd met mekaar sal spandeer. Want hierdie is 'n tyd wanneer ons dink aan die wonderlike werk wat Christus vir ons gedoen het. Ek meen God self het mens geword. Dit is wat Johannes 1 vir ons vertel, nie. God self. Dit is nie 'n openbaring of 'n teofanie soos in die Ou Testament nie. Dit is nie God wat deur iemand gepraat het nie. God self het mens geword en onder ons kom bly, sodat hy vir ons kon wys dat ons dit ook kan doen. En dan sê hy vir ons in die Nuwe Testament, hy sê vir ons, wat is die grootste gebod, nee, om God lief te hê, met jou alles, gees, siel, krag, alles wat in jou is, en dan jou naaste lief te hê, soos jy jouself lief het. En ons het bietjie gesels hierdie jaar oor hoe jy jouself moet eers vergewe en jouself moet begin lief hê. Want as ek myself nie kan lief hê, hoe kan ek ander mense lief hê? En as ek nie gevul is met God nie, en sy liefde, hoe kan ek sy liefde vir iemand anders gee? En dit is nou dat ek regtig sal smeek, dat jy daai tyd sal uitkoop, want jy het dit nou. Daai tyd sal uitkoop om in God se woord in te gaan en te besef dat God is besig met jou. En hy sê vir ons, hierso kom ek graag wil deel, vandag uit 2 skrif dele in die woord, in Filippense en Hebreërs. Filippense 1, sommer daar in die begin, sê Paulus vir my en vir jou vandag, en hy sê dit vir ons, hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat ons as mens vertrou nie op mekaar nie, ons vertrou nie op onsself nie, ons vertrou op wat? Dat hy, Jesus, dit begin daar om te sê, ek vertrou dat God, wat 'n goeie werk in julle begin het, God het iets begin, daai dag wat hy jou geskaap het, daai dag wat hy sy gees binne in jou geplaas het, en jy het 'n lewendige siel geword, daai dag het God iets in jou lewe begin, hy het jou geskape met 'n doel, en hier kom Paulus en herinner ons aan dit, om te sê, daai dinge, God, wat 'n goeie ding in jou, 'n werk in julle begin het, 'n werk is iets wat jy gaan doen, iets wat jy gaan iets kry by God, die gees van God, jy is geskaap in die beeld van God, en nou sê God vir my en vir jou, gaan doen iets daarmee, werk met dit wat jy het, gebruik die gawes en die talente wat God vir jou gegee het, gebruik dit, maar dit begin by die een ding om te sê, dit is jy lief vir God. En as jy lief is vir God, gee jy jou hart vir God, want hy het alles vir jou gegee, en sal nou daarby uitkom, maar vir nou is dit net daar om te sê, hey, God wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Dit beteken, dit sal, is nie 'n kwessie of ja, maar ek voel nie asof dit gaan nie oor jou gevoelens nie, dit gaan nie oor of jy lus het vandag nie, dit is God wat vir jou sê, hy sal sy goeie werke deur my en jou laat bewerkstellig, hy sê dit sal volëindig tot op die dag van Christus. En ons weet Christus het gekom 2000 jaar terug, maar ons staan vandag hier, ons staan elke dag opgewonde, want ons weet dat dit is binnekort
dat Christus weer gaan kom. Of dit nou ons wat sterwe, ons wat hier is, wat die tydelike met die ewigheid verhuil, maak nie saakie. Of dit is ons wat wag en hier kom God net soos hy gegaan het op die wolke, hy kom terug, maak nie saakie. God sê vir ons, die goeie werke wat hy in jou begin het, sal volëindig tot op die dag van Christus. So, wat sê ek? Wel, doen dit wat God in jou hart geplaas het om te doen. God het dit daar geplaas en hy het vir jou gesê, gaan uit en doen dit. Dit is 'n werk wat hy in jou geplaas het en daai werk sal eers aan die einde van die tyd, of in nou jou tyd of die tyd wanneer Christus weer kom, dit is daar waar dit sal volëindig. So gee oor en sê vir Here, Here, neem my lewe. Here, vat my hand en lei my waar ek moet gaan. En dan kom hy hierso in Hebreërs en dit is so wonderlik hierso, want ons vra die vraag en ons sê, hoekom? God het aarde toe gekom. En dan sê Hebreërs hierso vir ons so mooi, sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Sê die dinge wat jou terughou van die volheid van Christus moet ons aflê, want dit hou ons terug, dit hou ons van die volheid van die lewe. God sê, ek het vir jou lewe en oorvloed gegee. Hy sê dit vir ons in sy woord, Johannes 10:10, ons lees dit baie, en hy sê vir ons, ek het jou lewe en oorvloed gegee, maar die laste wat jy dra, hou jou terug. Die laste wat jy dra, maak die lewe so swaar, en dan kyk jy na al die negatiewe dinge om jou, en jy besef nie, dat God het alles, en hy het vir jou gesê, ek het vir jou lewe en oorvloed gegee. Hou op om die laste te dra. Jy hoef dit nie te dra nie, want God is daar, God is in ons, God is om ons. En hy sê vir ons, hy sê vir ons, gooi ook daai laste af. En die sonde, wat ons so maklik omring. Die sonde, en ek meen, come on, ons kyk na die dae vandag, ons kyk na die wêreld vandag, en die sonde is om ons. Ek meen, is mense wat skei, wat ons nooit in ons lewe gedink het sal skei nie. Daar's mense wat in die moeilikheid beland, wat ons nooit in ons lewe, party van ons het eintlik daai mense veraf God. En nou val hulle, daar's priesters en dominees en pastore en mense wat ons as mens veraf God het. Hoekom? Want ons is omsingel, ons is omring deur sonde. En ek meen, hierdie boek is geskryf hoeveel jare terug. Die Bybel is daar en God het dit aan ons gegee sodat ons daaruit sal leer, sodat ons nie dieselfde foute sal maak as wat hulle gemaak het, sodat ons die volheid kan ervaar in ons lewe, die volheid van Christus, wat vir ons lewe gegee het, lewe, oorvloed. Dis waarna ons moet smag. Dan kom hy so in Hebreërs en hy so los daai laste, gee dit vir God. Maar as jy dit daar plaas op die altaar, hoeveel van ons, en ons sien dit in ons kerk, en ons kom voor vir gebed, en ons mense bid vir ons, en hulle tree in vir ons, en ons dra ons laste saam met ons, en ons haal dit af, en ons plaas dit voor God se altaar, en net voor die diens verby is, dan kyk ons, dan sien ons laste, en is lekker, daai sonde en is lekker, en dan gaan haal ons dit weer, en dan dra ons dit saam met ons huis toe. En God sê vir ons hierso vandag, hy sê vir my en vir jou vandag, los dit by die altaar. Los dit daar. Die dinge wat jou laat absoluut net te neergedruk voel, dat jy moeg is en jy kan nie meer, en jy voel of jy nie meer kan nie, en jy voel of jy in daai put van depressie wil ingaan. Hoekom? Want ons dra ons eie laste. Ons gaan soek dit. Want dit ons identiteit, die hele jaar was dalk in daai las gevind, in daai depressie gevind, in daai seer gevind, en nou kom God hierso en hy sê vir ons, hey, hierdie is die tyd, hierdie is die feesseisoen, hierdie is die tyd wanneer ek en jy moet terugdink en sê, wow, God het mens geword, God het onder ons kom woon, God het vir ons 'n voorbeeld gegee om hoe te lewe. God het vir ons gesê, ons is omring deur sonde, beteken nie jy hoef in daai sonde in te val nie. God sê ons is omring, wat ons so maklik omring, en met die volharding, die wedloop, wat voor ons lê.
die oog gefestig op Jesus. Die sonde is om ons. Die sondige natuur is om ons. Die sondige wêreld is om ons. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Hoekom? Want ek is gefokus, my oë gefestig op Jesus. Gefestig op Jesus. Beteken ek wil God verheerlik in alles wat ek doen. Ek wil God se wil in my lewe hê. Ek wil God se volheid in sy lewe en sy waarheid in my hê. Hoe doen ek dit? Want my oë is gefestig op Jesus. Dit beteken ek is so gefokus op Christus, op sy woord, op gebed. En ek weet is moeilik, maar dit is iets wat ons doelbewus moet doen om te sê, ek gaan nie meer op die negatiewe dinge fokus nie. Ek gaan op Christus en die volheid en die eer en die heerlikheid van Christus fokus. My las het ek daar by Christus se voete neergelê en ek gaan dit daar los, al lyk dit so smaaklik, al lyk dit so lekker, wat ek wil teruggaan na daai sondige natuur toe, en dan kom dit en dan besef ek daar soveel meer. Want daai sondige natuur is tydelik. Daai laste wat ek dra is tydelik. Dit is tydelik, maar die ewigheid, daai wat hulle van Petrus praat daar totdat die dag van Jesus. Hierso praat die Hebreërs hierso. En hy praat met ons en hy sê volhard in die wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus. Wat is Jesus? Die leidsman en die volëinder van my geloof, van jou geloof. Sit jou naam daarso en sê die leidsman en die volëinder van my geloof, van jou geloof, van die geloof wat ons het daarso. En hy sê wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Dink maar net, daai dag, daai nag wat Jesus verraai is, hy het bloed gesweet. Hy het bloed gesweet, hy was gearresteer, en ek meen daai dae was nie arrestasies, was nie menseregte en al daai, hulle het hom in boeye gesit, hulle het hom voor Pilatus daar gaan sit, Herodes, hulle het hom daar geslaan en alles, en hy sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Hy het geweet, dit kom, hy is God, hy weet alles, hy het geweet wat voor hom lê. En dit is daai vreugde, dit is nie vreugde van dit waardeur hy gegaan het nie, dit is vreugde wat hy aan die ander kant sou beleef, het geweet dat dit daar is, aan die ander kant van hierdie donker gat, maar jy moet net daardeur gaan met die wete dat Christus het alreeds daardeur gegaan vir my en vir jou. Hy het alreeds dit gesê, sodat ons vandag hier kan sê en dit opsê en sê, ek los my las. Ek weet ek is omsingel deur die negativiteit en die sonde en alles wat om ons is, maar my oë is gefokus op Christus, wat geweet waardeur ek sou gaan en nog steeds dit vir my gedoen. Hy het geweet ek gaan sonde pleeg en hy het nog steeds dit vir my en vir jou gedoen. Hy sê vir ons daar, wat die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Man, hoe wonderlik is dit. Hy die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Dit is hoekom Christus dit gedoen het. Want daar aan die kruis het hy gehang en hy het gesê, dit is volbring. It is finished. En dis hoekom hy daar kon sit. Hy kon daar aan die regterhand van die troon van God gaan sit en rustig gaan sit. Die vyande is sy voetstoel, my enemies on my footrest. Maar hoekom? Want hy het geweet, hy het alles oorwin daarso. So as jy nou deur 'n moeilike tyd gaan, of jy deur 'n depressie gaan, of jy net nie lekker voel op hierdie oomblik nie, of jy is benoud oor iets, want is Kerstyd en is 'n feestyd en almal om ons is hier om maar net die feestyd te vier, maar jy voel nie. Kyk na Christus wat die kruis verdra het, sodat jy nie meer so hoef te voel, sodat jy uit die put kan opstaan en sê, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat in my is. Ek kan dit getuig vandag om te sê dat Christus is jou oorwinnaar en hy's in jou en hy's lief vir jou en hy wil die beste vir jou hê. Maar jy moet net jouself oorgee om te sê, Christus, God,
het die kruis verdra, sodat ek nie meer my laste hoef te dra nie, sodat ek het vir hom kan gee, en dan lewe en oorvloed geniet. Mag jy vandag 'n geseënde dag hê. Mag die Here jou ryklik seën in alles wat jy doen, jou huwelik, jou gesinslewe, jou kinders, jou besigheid, alles. Ek bid God se vrede en vreugde daaroor. En mag jy Christus in sy volheid beleef in hierdie feestyd, in hierdie Christustyd, sodat jy in oorwinning kan stap elke dag. Maar dit kom van jou af. Jy moet besef dat jy moet tyd maak om saam met Christus elke dag te stap. Saam met Christus alleen tyd te spandeer, sodat hy homself in jou kan openbaar. Lief vir julle, en as dit nodig is, reik uit na ons toe. Ons is lief vir julle en ons praat weer as die Here se wil is volgende Sondag. Ek groet jou in Jesus naam.